Hallo julle en welkom by vanaand se baie spesiale huisgeloof oordenking. Dis die dag voor Goeie Vrydag. Môre herdenk ons Jesus se kruisdood. Maar vandag was ook 'n baie belangrike dag in die laaste week van Jesus se lewe. Baie dinge het vandag gebeur. Baie dinge het vandag gebeur wat vir Jesus bitter sleg was. Baie gemeentes vier vanaand die nagmaal en die rede natuurlik daarvoor is dat vanaand is eintlik die geleentheid waar Jesus die nagmaal ingestel het. Nie op Goeie Vrydag soos wat ons gemeente se gebruik is, waar ons die nagmaal vier wanneer ons dink aan Jesus se kruis nie. As ons dit tegnies wou doen, soos wat dit in die Bybelse tyd plaasgevind het, sou dit vanaand gebeur het. Vanaand is die aand wat Jesus die nagmaaltekens ingestel het. En eintlik daardeur al reeds sy disippels begin voorberei het vir dit wat binnekort gaan gebeur. Vanaand is die aand wat Jesus verraai is deur Judas, iemand vir wie Jesus lief was. Vanaand is die aand wat Jesus gevange geneem is en waar Jesus se marteling en vervolging uiteindelik sy dood begin het. Oor 'n rukkie van nou af sou Petrus ook vir Jesus 3 keer verloon. Vir hierdie oordenking wil ek 'n gedeelte lees wat ook een van die hoofoomblikke van hierdie dag in Jesus se lewe is. En dis die gedeelte waar Jesus in die tuin van Getsemane gaan bid. Lees dit saam met my. Ons lees daarvan in Matteus 26 van vers 36 af. Daarna kom Jesus met sy disippels by 'n plek met die naam Getsemane. En hy sê vir hulle, sit hier, terwyl ek daar gaan bid. Hy het vir Petrus en die 2 seuns van Zebedeus saamgeneem. Toe het hy bedroef en beangs geword, en vir hulle gesê, ek voel doodsbenoud, bly hier, en waak saam met my. Hy het 'n entjie verder gegaan, en daar gekniel met die gesig teen die grond en gebid, my Vader, as dit moontlik is, laat hierdie lydensbeker by my verbygaan. Moet nogtans nie doen soos ek wil nie, maar soos U wil. Daarna kom hy na die disippels toe terug en kry hulle aan die slaap. Hy sê toe vir Petrus, kon julle nie eens 1 uur lank saam met my waak nie? Waak en bid sodat julle nie in die versoeking kom nie. Die gees is gewillig, maar die vlees is swak. 'n tweede keer het hy gaan bid en gesê, my Vader, as hierdie lydensbeker nie by my verby kan gaan sonder dat ek dit drink nie, laat U wil geskied. Toe hy terugkom, kry hulle weer aan die slaap, want van die vaak kon hulle nie hulle oë oophou nie. Hy het hulle weer alleen laat bly en 'n 3de keer gaan bid en dieselfde woorde gesê. Toe kom hy na die disippels toe terug en sê vir hulle, slaap en rus julle nog? Die uur het gekom. Die seun van die mens word in die hande van sondaars oorgegee. Staan op, kom ons loop. Kyk, die man wat my verraai, is hier naby. En as ons hierdie gedeelte lees, is daar so 'n paar dinge wat vanaand vir my uitstaan, wat ek graag met julle wil deel. In die eerste plek, die rede waarom Jesus Getsemane toe gegaan het, om daar te gaan bid, en ons lees dat Jesus vir sy disippels sê, bid saam met my, want ek is beangs. Jesus sê, ek voel doodsbenoud. En dan gaan bid Jesus tot sy Vader, en Jesus vra vir sy Vader, Vader, as dit U wil is, as dit moontlik is, laat hierdie lydensbeker by my verbygaan. Ek kan nie eens begin dink hoe benoud Jesus moes gevoel het nie. Doodsbenoud is presies wat daardie woorde sê. Jesus was doodsbenoud. Maar sommige vertalings wat sê, hy het selfs bloed gesweet, so bang en benoud was hy. Want Jesus het geweet wat vir hom voorlê. Jesus het geweet dat 'n kort rukkie hierna hy gevange geneem gaan word, gegeesel gaan word, gemartel gaan word en uiteindelik gekruisig gaan word. Wie sou nie doodsbenoud wees daaroor nie? As ek hierdie gedeelte lees, dan raak dit my altyd so diep om te dink dat die Seun van God, deur wie alles ontstaan het, onthou wat die Alfa en die Omega is,
het in sy mensheid ook bang gevoel, ook bekommerd en benoud gevoel. Hierdie verhaal gee vir my en jou, net so wat ons by gisteraand so oordenking gehoor het, ook uit die herinnering, dat wanneer ek en jy benoud voel, wanneer ek en jy bang en angstig of bekommerd voel, kan ons weet, Jesus verstaan, want Jesus het dit self beleef. Jesus weet hoe dit voel om doodsbenoud te wees. Jesus weet hoe dit voel wanneer jy amper voel jy nie kan asem kry nie. Asof daai gevoel wat ons beskryf partytjie van dit voel asof 'n olifant op my bors sit, angstigheid, bekommernis, stres, benoudheid. Jesus verstaan. Want Jesus het dit self beleef. Hier in die tuin van Getsemane. Dit is my so spesiaal om te lees, toe Jesus benoud was, wou hy ook nie alleen wees nie. Daarom het hy vir sy disippels gevra om saam met hom te kom. En hy vra vir hulle om by hom te wees en saam met hom te waak en saam met hom te bid. En hierdeur is daar so groot lewenswaarheid, nee, dat wanneer ek en jy ook benoud is, wanneer ek en jy deur storms in ons lewe gaan, dan help dit om te weet ons is nie alleen nie. Wanneer ons angstig en bang voel, soek ons iemand naby aan ons, 'n geliefde of 'n vertroueling, vir wie ons kan vra, wees net nou by my. Ek wil nie nou alleen wees nie. Maar so 'n bietjie anderste om dit te lees, wanneer dat Jesus dit gesê het, dat Jesus dit gevra het, want ons het hierdie prentjie van Jesus as die almagtige seun van God wat hy is, maar ons vergeet dat Jesus mens was. En dat Jesus hier so benoud was, dat hy vir sy disippels gesê het, ek wil nie nou alleen wees nie, ek's bang. Kom saam met my, waak saam met my, pas my op, want die soldate is op pad om my te kom gevange neem, waak saam met my, kyk uit vir gevaar rondom ons, en bid saam met my. In hierdie voorbeeld van Jesus, dan is daar belangrike waarheid vir my en jou as kinders van die Here dan ook, oor die krag van gebed in ons lewe. En ek wil so ietsie by net stil staan, by die voorbeeld wat Jesus vir ons gee, in hierdie gedeelte. Ons het nou reeds gepraat oor die benoudheid wat Jesus beleef het, en ons moet onthou, as Jesus hier vir sy Vader vra, Vader, as dit moontlik is dat hierdie lydensbeker verbygaan, dan is dit nie simbolies nie, dis nie metafories nie. Jesus vra, Vader, as dit moontlik is, laat hierdie lydensbeker verbygaan. Vader, as dit enigstens moontlik is, moenie dat ek hierdie pad stap wat vir my voor lê nie. Dit was 'n swaar pad, en Jesus was bang daarvoor. En hy het in opregtheid in sy mensevorm gevra, Vader, moenie laat dit gebeur nie, moenie laat ek hierdeur gaan nie, moenie dat ek hierdie pad stap nie. Maar ten spyte van Jesus se benoudheid, en ten spyte van Jesus se versoek aan sy hemelse Vader, dat hy nie hierdie pad moet stap nie, sien ons in Jesus se voorbeeld, 'n absolute gehoorsaamheid aan sy hemelse Vader, en 'n diep vertroue in sy hemelse Vader. Want Jesus bid daarna en hy sê, Vader, moet nogtans nie my wil nie, maar u wil geskied. Selfs al is hy hoe doodsbenoud, is Jesus gehoorsaam aan sy hemelse Vader. Want Jesus vertrou sy hemelse Vader, dat hy vir hom sal beskerm, dat hy met hom gaan wees, en dat hy 'n groter doel het met dit waar Jesus moet gaan, dat Jesus se swaar kry, Jesus se lyding, 'n groter doel het, dat God dit gaan gebruik, om iets ten goeie te laat meewerk, nie net vir Jesus nie, maar vir die hele mensdom en vir my, en vir jou. En Jesus vertrou sy Vader genoeg om te sê, Vader, hierdie is nie my wil nie, hierdie is nie iets wat ek wil deurgaan nie, maar as u sê ek moet, as dit u wil is, dan vertrou ek u wil, en u plan, en dan sal ek gehoorsaam wees aan u. En so was Jesus gehoorsaam tot aan die kruis. En dit is 'n voorbeeld om te volg. 'n verdere voorbeeld wat ons hier in Jesus sien, is dat Jesus doodsbenoud is. Wat doen hy? Hy gaan na sy Vader toe, en hy bid. Ons mag nooit die krag van gebed in ons lewe onderskat nie. Nie net bid Jesus tot sy Vader nie, hy vra vir sy disippels om saam met hom te kom en saam met hom te bid. Daarom wanneer ek en jy doodsbenoud voel, en dalk is jy vanaand in 'n plek in jou lewe waar jy angstig is, doodbang is, jou gemoed is nie lekker nie, jy voel onseker, jy vrees oor iets, leer uit Jesus se voorbeeld, en kom na die Vader toe, kniel in gebed voor die Here, en as jy moet,
iets wat ek gewoonlik doen, wanneer ek so bid tot die Here, is ek wil myself so klein as moontlik maak, so ek lê sommer so plat op my maag, gesig teen die vloer en ek gesels met die Here. Bid tot die Here. Bring jou twyfel, bring jou seer, bring jou benoudheid, en sê vir jou hemelse Vader, presies hoe jy voel, want hy weet in elk geval hoe jy voel. Hy weet wat in jou hart in die gebeur is, hy weet wat in jou gedagtes in die gebeur is, en hy nooi jou, kom praat met my daaroor, oop en eerlik. Ek en jy kan soos Jesus vir ons hemelse Vader sê, Vader, ek is doodsbenoud, ek is bang. Nie net bid ons tot ons Vader nie, maar is dit ook goed vir ons as kinders van die Here, om wanneer ek deur iets 'n situasie in my lewe gaan, of wanneer ek swaar kry, of wanneer ek benoud is, of bang of angstig is, dat ek vir medegelowiges vra, om saam met my te bid, om vir my te bid. Wat ons in die woord van die Here lees, dat gebed van 'n gelowige het 'n kragtige uitwerking. Want soos wat ons hier die voorbeeld van Jesus lees, dat wanneer ons bid tot ons hemelse Vader, dan plaas dit ons onmiddellik in 'n plek van vertroue met ons hemelse Vader. Om te bid tot God is al reeds om jou vertroue in God te stel. En dis die beste plek waar ek en jy kan wees in tye van benoudheid, is op ons knieë. Jesus leer dit vir ons in hierdie gedeelte. Die teenkant is ook waar, en dit sien ons in Petrus se voorbeeld. In die gedeelte net voor hierdie verhaal in Getsemane, lees ons waar Petrus vol bravade vir Jesus sê, dat ek sal u volg waar u ook al gaan. Petrus sê eintlik, die ander disippels sal u verloon, maar ek sal u nooit verloon nie. En hier is Petrus aan die slaap, en dan sê Jesus vir hom, jy kan nie eers 1 uur waak en wakker bly nie. En dan sê Jesus vir hulle, bly waak en bid, sodat julle nie in die versoeking kom nie. En dan sê Jesus, die gees is gewillig, maar die vlees is swak. En terwyl Jesus nie 1 keer, nie 2 keer nie, maar 3 keer in sy benoudheid tot sy Vader gebid het, die disippels gelê in slaap. En wat was die uiteinde daarvan? Petrus het in die versoeking gekom, en hy het nie 1 keer nie, ook nie 2 keer nie, maar 3 keer Jesus verloon. Wanneer ek en jy op ons eie kragte en insigte staat maak, dan is ons op gevaarlike grond. Want ek en jy moet ook weet, ons as mense, die gees is gewillig, maar die vlees is swak. En daarom wanneer ek deur 'n situasie in my lewe gaan, wanneer ek deur moeilike omstandighede gaan, wanneer ek seer kry beleef, wanneer ek benoud is die laaste ding wat ek moet doen om op myself staat te maak. Of nog erger, om niks te doen nie. En Jesus se woorde aan Petrus is daar 'n waarskuwing vir my en jou ook. En dit is dat wanneer ek en jy deur benoudheid gaan, wanneer ek en jy angs of vrees of bekommernis beleef, wanneer ek en jy deur 'n situasie in ons lewe gaan, wat moet ons doen? Moenie lê en slaap nie. Bid. Waak en bid. Die woord waak in hierdie konteks is bly geestelik wakker. Wees toegewyd aan die Here. Dien die Here. Wees getrou in jou verhouding met die Here. Moenie gaan slap lê nie. Moenie niks doen nie. Wees op jou hoede. Dien die Here met toewyding. Waak en bid. Want ons gaan versoeking beleef. Maar dan kan ons die versoeking teenstaan deur die krag wat God vir ons gee. En dan sal ons geestelik versterk word, sodat ons aan God toegewy kan wees. In hierdie verhaal sien ons hierdie 2 kontraste van hoe mense optree in tye van benoudheid. Jesus gaan na sy Vader toe en bid en vertrou en bly gehoorsaam. Petrus en die disippels slaap. Hierdie verhaal van Getsemane is 'n verhaal wat tot my en jou harte ook spreek. Dit is 'n verhaal waarby dit belangrik is dat ons vanaand op die aand voor Goeie Vrydag net bietjie stil staan en dink oor die betekenis van hierdie verhaal. Dalk is jy wat vanaand na hierdie oordeenking luister, doodsbenoud. Dalk dra jy wat na hierdie oordeenking luister swaar aan
aan laste uit jou verlede of bekommernis wat jy tans beleef. Dalk dra jy swaar aan skuldgevoel oor iets wat lang terug gebeur het, wat jy sukkel om te vergewe, of iemand te vergewe, of jouself te vergewe. Môre op Goeie Vrydag gaan ons hoor dat Jesus vir ons aan die kruis gesterf het, om ons vry te maak van ons laste en ons sondes te vergewe. Maar daarom om ons harte voor te berei vir môre, is dit goed dat ons ook vanaand, soos Jesus in Getsemane het, in gebed tot ons hemelse Vader gaan en ons harte voorberei vir môre se diens. Maar ek wil vir jou uitnooi om nou vir so 'n paar oomblikke in 'n tyd van aanbidding saam met my in te gaan. Ek sit sommer hier in my sitkamer met die gitaar in die hand. En ek dink in my gedagtes aan hoe Jesus moes gevoel het daar in die tuin van Getsemane. Ek in my eie lewe ken ook bekommernis en seer. Ek weet hoe dit voel om doodsbenauwd te wees, en daarom praat hierdie verhaal van Jesus altyd so met my hart. En dalk is dit vanaand vir jou wat na hierdie oordeenking luister ook so. En ek wil vir elkeen van julle uitnooi om saam met my ons verbeelding te gebruik. En kom ons verbeel onsself dat ons vanaand soos Jesus ook in die tuin van Getsemane is. En waar ons eie bekommernisse, ons eie seer, ons eie benoudheid na die Here toe bring. Ek wil vir jou nooi om saam met my so 'n paar liedere te sing, waar ons nou in 'n tyd van aanbidding gaan ingaan. En ek wil vir jou nooi, as daar iets is op jou hart wat swaar druk, as daar iets is wat pla, as daar iets is wat jou bang maak of bekommerd maak, kom ons bring dit vanaand na ons hemelse Vader toe. Kom ons bid tot hom. En ons vertrou hom om ons gebede te beantwoord op sy tyd en op sy manier. Ek soek U, o God, my God, en ek dors na U, God. Soos 'n land sonder water, wil ek tot U nader, om by U te wees, om by U te wees. As ek sans aan U dink, my God, oor die pyns in die nag, dan weet ek U help my, U hand ondersteun my. Ek wil naby U bly, ek wil naby U bly, want die liefde is meer werd as die lewe. Daarom sal ek U vir altyd prys, my hande ophef om U naam te eer, want U is die vir wie ek lewe, lewe, lewe. Soos 'n walspok wat smag, na water smag my siel, na U, o Heer. U alleen is my harts verlange, en ek bring aan U die eer. U alleen is my bron van krag, in U teenwoordigheid wil ek wag. U alleen is my harts verlange, en ek loof U as my Heer. Soos 'n wildsbok, soos 'n wildsbok wat smag, na water smag my siel, na U, o Heer.
alleen is my harts verlange en ek bring aan U die eer. U alleen is my bron van krag, in U teenwoordigheid wil ek wag. U alleen is my harts verlange en ek loof U as my Heer. Ek roep U naam, ek wil graag sing, ek wil U eer, U hulde bring, want daar is trouw en liefde by U hier. Ek wil voor U al mag buig, met my hele hart getuig van U groot ontferming, genade vir 'n sterweling. Ja, daar is geen einde aan U liefde nie. Kom ons bring ons diepste nood, ons hartseer, ons pyn, ons angs, ons bekommernis na Jesus se voete toe. My diepste nood bring ek voor U, ek bid tot U, ek vra U Heer, sien my tog raak, genees my grootste seer. Ek wil voor U al mag buig, met my hele hart getuig van U groot ontferming, genade vir 'n sterweling. Ja, daar is geen einde aan U liefde nie. Ek wil vir jou geleentheid gee om daar waar jy sit, of dit nou in jou kamer is, of in die sitkamer, of waar jy ook al is, dat jy so 'n paar oomblikke sal neem, in jou eie bekommernis en jou eie seer, dit wat jou dalk vanaand benoud maak, bekommerd maak, na Jesus toe te bring in gebed. Ek gaan so saggies in die agtergrond vir ons speel. Ek gee geleentheid nou dat jy jou hart voor die Here oopstort, net soos Jesus in Getsemane gedoen het.
Ja, Here, vanaand wil ons vir U dankie sê. Here, dankie dat U die lydenspad vir ons geloop het. Here, dankie dat ons kan weet dat daar niks is wat ons kan voel, of beleef, of deurmaak, wat U nie self deurgemaak het nie. Here Jesus, ons kan eers begin dink hoe benoud U daardie aand moes gewees het nie. Here, toe U U hart voor die Vader uitgestort het, en by hom gepleit het, dat U nie die lydensbeker hoef te drink nie. En Here, ons sou graag vir U daardie seer wou spaar, want Here, ons weet U verdien het nie. Maar Here, daardie seer was eintlik ons sin om te dra. Maar Here, vanaand wil ons vir U dankie sê, dat U mens geword het, om in ons plek aan die kruis te sterf. En Here Jesus, U was bereid om die lydensbeker te drink, omdat U lief is vir elkeen van ons. Ja, hoe groot is U liefde vir elkeen van ons, Here? Hoe onbeskryflik groot is U liefde en U genade. Ja, Here, vanaand bring ons ons eie hartseer, ons bekommernis en ons vrees. Bring ons eie benoudheid na U toe. En vra, Here, dat U ons sal red, dat U ons sal bevry. Here, ons vra dat U vanaand deur die Heilige Gees sal begin om ons harte voor te berei vir môre se diens. En Here, mag ons môre opnuut weer herinner word aan die geskenk, en die genade en die krag van die kruis van Jesus Christus. Maar vanaand, Here, wil ons vir U dankie sê dat ons kan weet dat U ken ons harte, U ken ons gedagtes. U sien ons benoudheid, ons bekommernis, ons vrees, ons stikkend, ons seer. En U verstaan. Dankie, Here. Dankie dat U uit liefde dit alles vir ons kom doen het. Sodat ons hoop kan hê in die middel van die storms van ons lewe. Sodat ons kan weet, U is in beheer en U sorg. Ons loof U en ons prys U naam voor. Baie dankie dat julle vanaand saam gekuier het by hierdie huisgeloof oordenking. En my hoop is dat jy na hierdie video sal voortgaan om te dink aan die betekenis van vanaand se teksgedeelte. Lees dit dalk op jou eie nog 'n keer. Jy mag nie beleef hoe die Here deur sy Heilige Gees jou hart voorberei vir die baie spesiale diens wat môreoggend plaasvind. Môre herdenk ons die kruis van Jesus Christus. Ons vier saam die nagmaal as 'n herinnering van dit wat Jesus vir ons kom doen het. En ons kom ontvang die goeie nuus van die impak daarvan vir my en jou lewe. Sien julle môreoggend 9 uur.